Ons sluit die oë. Goeie Here, baie dankie dat ons vandag ook net kan herdenk wat U vir ons gedoen het aan die kruis, o Here. En laat dit nie net gestop het aan die kruis nie, o Here, maar laat U opgestaan het vir ons, o Here, en opgevaar het hemel toe, om vir ons 'n plek te gaan voorberei. Laat ons vir ewig saam met U kan woon, o Here. Daarom sê ons net dankie vir alles wat U vir ons gee en wat U vir ons doen, o Here. En niks wat ons doen, niks wat ons teruggee sal eintlik kan vergelyk wat U vir ons doen, wat U vir ons gee nie, o Here. Daarom kom ons net hier en ons offer ons hele liggaam, ons hele siel, ons hele verstand op as 'n dankoffer, o Here, om net te sê, dankie Here, dankie vir dit. Ons bid dit in U naam ontwil. Amen. Ja, wat pastoor Brett nie weet nie, hy het omtrent helfte van my preek klaar gepreek nou voor die tyd. Nee, maar is goed, dit wys hoe werk die Gees. Dit wys presies hoe in konneksie, of hoe teenwoordig die Gees al reeds vandag hier so is. En die vers ook, want my tema is tussen die kruis en die kroon. Nou, waar dit vandaan kom is, Vrydag het ons die kruisiging van Jesus gevier. Nou vandag vier ons sy opstanding. So, waarop dit vandaan kom ook is, laat, tot in die Bybel, hierdie is nou nie daar nie, maar in Johannes 19, vers 41 en 42, gaan dit nou nie lees nie, maar lees ons waar Jesus begrawe word. Dan die volgende vers, net daarna, Johannes 20 vers 1, lees ons dadelik waar Maria die oggend na die graf toe kom, en sy sien die graf is leeg. Ons lees nie van tussenin nie. Ons lees nie van wat het tydens daai Saterdag gebeur nie. En dit is waar ek vandag wil praat, is daai tussentydperk, tussen die kruis en die kroon. Tussen jou los, want ek meen op daai stadium het hulle net, Maria het haar seun verloor, die disippels het hulle meester verloor. En hulle het nie op daai stadium besef, as hulle Sondag na sy graf toe gaan dit leeg wees nie. So op daardie stadium het hulle 'n groot stuk van hulle lewe verloor. So dit was 'n verskriklike moeilike tyd in hulle lewe gewees. En ek wil praat oor hoe hanteer 'n mens daardie tyd in die middel tussen jou kruis en jou kroon. Nou die eerste deel, dis moet ek sê, hierdie is spot on gewees. Die eerste punt is, my reaksie is belangriker as die rede hoekom. Hoe tree jy op in jou middelsituasie? En dis presies wat ons nou gesê het. Presies wat pastoor Vrydag ook gepreek het. Wat doen jy in 'n krisissituasie? Soos wat hy gesê het, sê nou maar, jy is in die verkeer en iemand ry voor jou in. Jy gaan nie vir die persoon sê, ag, kom maar gerus in nie. Nee, baie van ons gaan sê, jy weet, ander signs and wonders wys vir hulle. So, nou so ook met enige krisissituasie, reageer 'n mens baie keer op die verkeerde manier. So 'n mens moet, hoe kan ek sê, reg reageer in krisissituasies, want in daai krisissituasie is gewoonlik wanneer jy 'n besluit neem, 'n spontane besluit, maar nog steeds 'n besluit. Want as daai kar vinnig voor jou inkom, jy het 'n besluit. Gaan jy laat dit jou dag versuur en kwaad raak, of gaan jy sê, ag, weet jy, dit het nou maar gebeur, gaan voort, jy weet,
En gaan aan, sing 'n liedjie in die kar. Gaan jy jou saligheid prys gee, net omdat dit gebeur het, of gaan jy jou getuienis behou? Want wat 'n mens baie keer nie weet nie, is dat daar's ander mense wat vir jou kyk. Dalk is daai ander persoon in daai voertuig iemand wie jou ken. En nou is jy besig hierso, jy wil daai persoon gaan boks. Min weet jy, daai persoon ken jou, of weet van jou. Hulle ken jou dalk nie so nie, nou sien nou maar, joh, kyk hierdie persoon. Ek gaan nie na hom nou as op 'n Sondag luister nie, kyk hoe gaan hy aan. Dalk het daai persoon nie jou gesien aankom nie, en het dalk dit per ongeluks gedoen. So baie keer met daai oombliklike besluit, verloor jy jou getuienis. En dis baie belangrik dat jy moet jou reaksie moet pasop in so 'n situasie. So, die volgende punt wat ek wil op praat is, hou op wonder, hoekom jy in 'n situasie is. Wonder eerder wat jy doen terwyl jy daar is. Ons almal gaan deur dilemmas. Ons almal gaan deur los, nie noodwendig net mense nie. Dalk 'n los van 'n goeie tydperk waardeur jy is. 'n Los van finansies. Jy kan jou eie situasie daarin sit. Dis gewoonlik wanneer 'n dilemma plaasvind, is wanneer jy iets verloor het uit jou lewe uit. Nou, dis belangriker, in plaas om te sê, Here, hoekom het jy my hier so ingesit? Hoekom gebeur hierdie dinge met my? Hoekom moet ek nou deur hierdie situasie gaan? Dink eerder, okay, jy is nou in hierdie situasie. Wat kan ek nou doen? Hoe kan ek hierdie situasie gebruik om myself en my lewe te verbeter? Want baie keer laat God sulke situasies toe, juis om vir jou 'n les te leer daaruit. Nie as 'n straf nie, moet dit nie as 'n straf sien nie, sien dit as 'n geleentheid om 'n beter jy te word, as wat jy was, voordat daardie situasie met jou gebeur het, voordat daardie dilemma jou getref het. Maar baie keer dan dink ons, dan gee ons sommer op. Want tydens 'n besluit gaan altyd gepaard met dood. Ek weet dit klink snaaks, maar as jy die verkeerde besluit neem, dan kan dit veroorsaak dat jou geloof doodgaan, laat jou drome doodgaan, laat jou verhoudings doodgaan. As jy die regte besluit neem, gaan versoekings dood. So, daar's altyd iets wat gaan afsterf tydens 'n besluit. En tydens 'n dilemma is dit die belangrikste tydperk om juis die regte besluite te maak. Ek wil vir julle lees Matteus 6 vers 31 tot 34. Pastoor het juist ook gepraat van dit nou nie te lank terug nie. Maar bietjie verder aan, moet julle daarom nie bekommer en vra, wat sal ons eet? Wat sal ons drink? Of wat sal ons aantrek nie? Dit is immers alles dinge waarna die heidenasies soek. Julle hemelse Vader weet tog wat julle alles nodig het, voordat ons aangaan daarso. Nou, die eerste vers sê, moet julle nie bekommer en vra nie. Ek meen, ons almal is tog hier vandag, omdat ons genoeg het om te eet, genoeg het om te drink, anders was ons nie hier vandag nie. Ons het dalk minder as wat ons wil hê, maar ons word voor gesorg. Ons het vandag opgestaan, juis omdat daar gesorg word vir ons. En ek meen, hoeveel van julle was al in 'n situasie gewees, waar julle nie 'n uitweg self kon sien nie, maar ewe skielik net, dan gebeur daar net iets, en
daar kom 'n oplossing of 'n uiting. Dis die Here wat vir jou sê, don't stress, ek is hier, ek is met jou. Ek gaan jou nie los nie. Daarom sê hy, moenie julle daarom bekommer nie. Die vorige verse praat hy juis van die natuur. Kyk na die voëls, kyk na die plante. Hulle worry nie wat hulle gaan eet of drink of dra of goed nie, maar nog steeds sorg die Here vir hulle. Dan sê dit, hoeveel meer sal die Vader nie vir jou sorg nie. Ons is die kroon van sy skepping. Hy was vir ons lief genoeg gewees om te sterf aan 'n kruis, om op te staan. Nou as natuur dit kan regkry, hoekom kan ons dit nie doen nie? Dan is die probleem ons by ons geloof. Soos aangaan na vers 33 en 34. Hier is die instruksie wat ons wel moet oor bekommerd wees, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. So soek die koninkryk van God. Jesus se bediening was net die koninkryk van God gewees. Hy het basies oor niks anders te gepraat as die koninkryk nie. Daarom sê dit daarso, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal hierdie dinge, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis 'n bonus. Dit moenie jou nommer 1 prioriteit wees nie. Fokus op God, dan sal die res vir jou gegee word. Moet julle dus nie bekommer oor die dag van môre nie, want môre sal oor homself bekommer. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So as jy in 'n moeilike situasie kom, jy het nou net 'n kruisigingsvrydag ervaar in jou lewe. Nou staan jy in daai tussenposisie Saterdag. Moenie bekommerd wees nie. God het nie geloop nie. God is God, hy sal altyd God wees. Dit wat hy was, dit wat hy is, sal hy môre ook wees. Dit wat hy in sy woord sê, is nie net tydsbeperking van 'n paar jaar, okay, nou geld dit nie meer nie. Die beloftes wat hy daai tyd vir ons gemaak het, geld nog vandag ook. En dis een van die grootste beloftes wat hy gemaak het. As jy die koninkryk soek, sal hy worry oor die res. Dit moenie jou prioriteit wees om te worry oor wat jy gaan eet of drink nie. Soek God en hy sal bylas. Maar nou die ding is, dis baie makliker gesê as gedaan om te sê, ja nee, wees kalm in 'n krisis. Dis baie makliker gesê. Maar ek wil julle 'n bietjie los met punte, praktiese punte, wat sal help om dit makliker te maak. Want dit is nooit maklik nie, maar dit kan makliker wees. So, die regte reaksie kan vir ons aangaan. Wow, ek het hom nou nie op die bord nie, maar die regte reaksie is geanker in wie vir jou sorg. As jy laat geld vir jou sorg, mammon vir jou sorg, en jy verloor iets wat vir jou geld kos, dan gaan jou reaksie die verkeerde reaksie raak. Maar God, jy kan nie God verloor nie. Jy kan nie. Ja, jy kan van hom afgaan, ver wegtrek, maar hy sal nooit van jou af wegtrek nie. So as jy jouself op hom anker, maak nie saak wat jy verloor in jou lewe nie. God bly konstant. God verander nie. Dit kom by die eerste punt. Onthou altyd, die belofte is nie nietig net omdat die pyn werklik is nie. Baie keer as ons deur 'n moeilike situasie gaan, dan vergeet ons die beloftes wat in die Bybel is. Dan vergeet ons dat God daar is vir ons. Veral in daai diepere depressie waarin 'n mens val, wat jy net voel, niemand is hier vir my nie. Ek het vir julle so 'n paar beloftes uitgehaal, jammer, ek weet is baie klein.
Maar net om te wys, so ek gaan net so 'n bietjie nader staan hierso. God sal jou nooit verlaat of in die steek laat nie. Josua 1 vers 5. Die vrede van God sal jou hart en gedagtes bewaar. Filippense 4 vers 7. Jesus sal vir jou rus gee as jy vermoeid is. Matteus 11 vers 28. God sal in al jou behoeftes voorsien. Filippense 4 vers 19. God se genade is vir jou genoeg en sy krag is groot in swakheid. 2 Korintiërs 12 vers 9. Die wat op die Here wag, sal nuwe krag kry. Jesaja 40 vers 31. God het 'n plan vir jou om 'n hoopvolle toekoms te gee. Jeremia 29 vers 11. As jy wysheid kort kom en daarvoor bid, sal God dit gee. Jakobus 1 vers 5. Vertrou op God en hy sal jou paaie geleid maak. Spreuke 3 vers 5 tot 6. Die wat in Jesus glo, sal die ewige lewe hê. Johannes 3 vers 16. As ons sondes bely, sal God ons vergewe en reinig. 1 Johannes 1 vers 9. Die Here sal jou bewaar waar jy ook gaan. Psalm 121 vers 8. Jy is tot alles in staat deur Jesus wat krag gee. Filippense 4 vers 13. As jy bid, soek en klop, sal God antwoord. Matteus 7 vers 7. Moenie bang wees nie, want God is met jou. Jesaja 41 vers 10. En dis net 'n paar. Dis nie eers alles nie. Dit kan die hele dag hierso wees en nog steeds nie deur al die beloftes kom nie. Daardie goeders is waarop ons kan lê wanneer ons dit nodig het. Dit is beloftes wat God vir ons gemaak het en gesê het, my kind, ek is hier vir jou. Lê op daardie beloftes. Want dit wat God sê, is waar. Hy het 'n belofte vir Abraham gemaak, toe Abraham jonk was. Daai belofte het eers eintlik na Abraham, het dit eers waar gekom. Deur sy seun Isak, wat hy gehad het. En daarna deur Jakob. Want van Jakob af, het die volk, die Israelitiese volk, ontstaan. En ons weet self dat daai tyd was die Israeliete God se verkore volk gewees. Hulle was die belofte wat God daai tyd aan Abraham gemaak het. En dit het jare gevat, na Abraham ewen. Maar God het by sy woord gestaan. Dit gebeur nie altyd dadelik nie. Maar God se tyd is altyd die regte tyd. Onthou dit altyd. Dan die tweede ene. Fokus op die karakter van Jesus en nie die bekommernisse van kritiese mense nie. Beteken fokus op wat God vir jou sê, wie hy is. So 'n paar weke terug gekyk na hoe God jou sien. Die identiteit wat God vir jou gee. Moenie laat mense vir jou anders te vertel nie. Daar gaan altyd mense wees wat jou gaan teenkanting gee. Maar dit wat God sê, is die waarheid. God is soewerein. Dit wat hy sê, dit is die waarheid. Dit is hoe dit is. Dis wat gaan gebeur, met ander woorde. So al sê enige iemand iets anderste, moenie na hulle luister nie. Ek wil vir julle lees uit Johannes 3 vers 16 en 17. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ons almal ken daai. Maar vers 17, dis die belangrike een waarop ek wil kom vandag. Hier lees ons van die karakter van God. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Die een wat kan veroordeel, doen nie eers nie.
Wie is ons as mens om ander mense te veroordeel as God self nie eers dit doen nie? Hy het Jesus gestuur nie om ons te kom judge en vinger te wys en sê, hier is jou foute nie. Hy het gekom sodat ons verlos kan word, sodat daai boeye kan afbreek van jou lewe af. My laaste punt is, God maak altyd 'n weg in die middel. En ons sien dit in 2 Korintiërs 5 vers 9 en 10. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Nou daardie boodskap kon nie gebeur het as daar nie 'n middeltydperk was tussen Jesus se kruisiging en Jesus se opstanding nie. Want wat 'n mens vergeet, Jesus het nie stil gelê daardie Saterdag nie. Hy was besig, hy het na die doderyk toe gegaan. Hy het hulle planne heeltemal omkant gegooi daarso. Want omdat net Satan het gedink toe Jesus dood is, het hy gedog, ja, ek het gewen. Ek het hom, uiteindelik. Jesus is dood, God se mag is gebreek. En toe God in die doderyk, of Jesus in die doderyk kom, toe sê Jesus, jy het nie gewen nie. Hy neem die sleutels, en hy bring dit vir ons op. Hy staan op. So met ander woorde, hy was nie stil in daai tussentydperk nie. Hy het die vyand se cages gaan rattle, om dit so te stel. En dit is wat van ons ook verwag word. As jy verslaan voel tydens jou dilemma, tydens jou los wat jy dalk gehad het, daardie Saterdag, moenie die vyand die bevrediging gee om te dink, hy het gewen nie. Wys vir hom, nee. Hierdie is die begin, watch the space, kyk wat ek nou gaan doen. Daardie persoon wat jy gedink het jy verslaan op Vrydag, gaan nou 'n sterker persoon raak en opstaan as 'n beter mens na my situasie. So daai tydperk tussen jou kruis en tussen jou kroon is die belangrikste tyd wat jy het om jouself te ontwikkel, om jou geloof te verdiep. En ek wil afsluit presies wat Pastor Brett ook gesê het, dis nou nie hierdie, maar saam met Jesus was daar 2 mense gewees. Die een gevangenes het gesê, okay, as jy dan die seun van God is, laat die engele jou afhelp, klim af. Hoekom is jy hierso? Waar die ander het net gesê, maar, okay, ek gaan nou paraphrase, maar hierdie man verdien nie om hier te wees nie. Ek en jy, ja, het dit verdien, want daai tyd ook gesê, dit was regtig jou ergste oortredinge wat gekruisig was. Jy moes regtig erg iets gedoen het voordat hulle jou gekruisig het. En hier is Jesus, die man wat niks gedoen het nie. En al wat die man sê, dink aan my. Dink aan my as jy eendag in die hemel, vandag in die hemel is. En hy was net daar verlos gewees. Die een man was verlore gewees, die een man was verlos, en albei was na aan Jesus gewees. Hulle was na aan hom, albei het met hom gepraat. Die een het net gesê, man, ek kan nie. Hy het woede gekies. Hy het depressie gekies. Hy het teenkanting gekies. Waar die ander persoon aanvaar het gesê, ja, okay, ons verdien dit. Maar Here, asseblief, dink aan my. So ek los julle met hierdie. Terwyl julle tussen die kruis en die kroon staan, maak die regte besluite. Moenie laat julle besluite julle getuienis weggooi nie. Moenie laat julle besluite julle geloof afbreek in God nie. Kom ons sluit die oë. Goeie Here, help ons wanneer ons in ons tussen tydperk staan,
tussen die kruis van los en die kroon van oorwinning. Help ons, laat ons nie ons getuienis weggooi deur woede te kies nie, deur haat te kies nie, Here. Maar help ons eerder om ons te versterk, ons geloof na die volgende vlak toe te neem, Here. Help ons om 'n beter persoon te raak tydens daardie tydperk, sodat wanneer ons by die Sondag van oorwinning kom, Here, laat ons werklik kan seëvier, Here. Daarom sê ons dankie, Here, vir die voorbeeld wat U vir ons gestel het op die kruis, Here. Deur net te sê, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie, Here, in plaas om woede te kies, Here. Laat ons in U voorbeeld volg, laat ons U voetstappe volg, en laat ons meer en meer soos U kan raak. Ons bid dit in U naam ontwil. Amen.